Liewe luisteraars, baie welkom. Ek wil vandag die tema van aanbidding so bietjie verder voer. Want die realiteit van die lewe is dat ons is mense wat foute maak. En soms voel dit asof ons nie werd is om God te aanbid nie. Die vyand fluister vir ons dat ons is tweegesig. Een oomblik sondig jy en die volgende oomblik wil jy God aanbid. Soms wonder ons, hoeveel keer sal God dan nog kom en ons kom red? Ons almal ken tog daardie plekke in ons lewens waar dit voel asof ons net te ver gegaan het. Net te groot gefouteer. Of iets gedoen het wat ons nie eers onsself voor kan vergewe nie. Soms voel dit asof God ver is en ons is te bang om weer voor hom te verskyn. Die vrees dat hy ons gaan wegstoot, kan ons hart baie swaar maak. Maar die wonder van God se liefde, is dat hy juis uit daardie plek van vrees vir ons neem en ons bring na 'n plek van vrede. Hy wag nie met 'n swaard om ons te vernietig nie, maar met 'n vaderhart om ons te ontvang. Hy verander ons vrees in geloof, ons skuld in genade en ons onsekerheid in sekerheid. Mag vandag se boodskap vir jou herinner, jy het 'n Vader, 'n Pappa wat jou liefhet en wat jou nooi om weer naby hom te kom, ongeag jou mislukkings of jou verlede. Ek bring vandag se boodskap uit 1 Kronieke 21 en ek lees sommer vir julle 'n opsomming van hierdie gedeelte. In die eerste gedeelte sê dit dat Satan teen Israel opgestaan het en Dawid aangepoor het om 'n sensus van Israel te neem. Dawid het dit gedoen, ten spyte van teekanting en waarskuwing. En die woord sê dat God was baie ontevrede hieroor en hy het Israel gestraf. Hy gee vir Dawid een van 3 keuses van straf en dit lei dan na 'n plaag wat Israel tref. Maar ons sien dat toe die engel van die Here gereed was om Israel te verwoes, sê die Here vir die engel om terug te trek. Toe Dawid opkyk en hy sien die engel, het Dawid by God gepleit en gesê, ek is die een wat die sensus beveel het. Ek is die een wat gesondig het en hierdie verkeerde dinge gedoen het. Hierdie mense is onskuldig. O Here my God, laat die woede teen my en my familie ontbrand, maar moenie hierdie volk vernietig nie. Die Here beveel dan vir Dawid om 'n offer te bou, daar op die dorsvloer van Arauna. En Dawid doen presies soos wat die Here hom beveel het. Dawid bring die offer en terwyl Dawid gebid het die Here hom geantwoord met vuur uit die hemel wat sy offers op die altaar verbrand het. Toe het die Here met die engel gepraat en hy het sy swaard en sy skede teruggetrek. Dawid het gesien dat die Here sy gebed beantwoord het en hy het aangehou om offers te bring net daar op die dorsvloer van Arauna. Die gedeelte sluit af deur te sê dat die altaar van Moses was op daardie stadium op die hoogte van Gideon. Maar Dawid wou nie daarheen gaan om die Here te raadpleeg nie, omdat hy bang was vir daardie uitgerekte swaard van die engel van die Here. Ons sien hier 3 dinge. Eerstens Dawid se vrees, God se oordeel. Maar ons sien laastens hoe groot is God se genade. Dawid het gesondig toe hy die opdrag gegee het om hierdie volk te tel. Dit was 'n teken van selfvertroue, eerder as 'n vertroue op God. God se oordeel kom teen Israel. En die engel met sy swaard bring vrees oor die volk. Bring vrees in Dawid se hart. Maar tog kom God en hy self wys die uitweg. Wat vir my getref het, toe ek hierdie gedeelte gelees het, was Dawid se vrees. Hy wou nie na die tabernakel in Gideon gaan nie, want hy was afgeskrik
deur die swaard van die engel. Hierdie vrees is nie sommer net 'n menslike bangheid nie. Dit is 'n erkenning van God se heiligheid. Die herinnering dat ons sonde ernstig is en dat God se oordeel werklik is. Dawid het geweet, God se heiligheid is nie 'n ligte saak nie. Hierdie vrees is ontzag. Die besef dat God regverdig is en dat sonde ernstig is en dat ons nie op ons eie kan staat maak nie. Maar Dawid se vrees het hom nie van God weggedryf nie. Dit het hom gelei na gehoorsaamheid. Hy bou 'n altaar waar God homself geopenbaar het. En dit is die belangrike les. Ware vrees vir God lei nie tot vlug nie, maar tot aanbidding toe. Wanneer God Dawid beveel om die altaar te bou op Arauna se dorsvloer, was hy gehoorsaam. Hy bring die brandoffers en die dankoffers, en die Bybel sê die Here het hom verhoor. Die dorsvloer is 'n plek waar koring gesif word. Die goeie word van die kaf geskei. Dis 'n plek van oordeel. Maar God kies juis hierdie plek om genade te bring. Dit wys dat hy oordeel kan omskep in redding. Ek onthou 'n jong man wat vir my vertel het hoe hy bang was om kerk toe te gaan, omdat hy gevoel het, hy is te sondig. Hy het gedink God gaan hom verwerp. Maar toe hy uiteindelik gaan, het hy ontdek dat God hom nie wegstoot nie. Hy het hom omhels, net soos wat Dawid bang was vir die swaard, maar ontdek het dat God genade gee. Hierdie gebeurtenis wys vooruit na Christus. Net soos Dawid 'n altaar moes bou op 'n plek waar God se oordeel gestop het, het Christus aan 'n kruis die plek geword waar God se oordeel oor sonde gestop is. Stel jou voor 'n soldaat wat sy liggaam voor 'n ander plaas om 'n swaard te keer. Hy vat die slag, sodat die ander een vry kan wees. Dit is wat Christus gedoen het. Hy het die swaard van God se oordeel op homself geneem, sodat ons nooit daardie slag hoef te ervaar nie. Waar Dawid bang was vir die swaard, het Christus daardie swaard op homself geneem. Waar Dawid 'n altaar gebou het Christus self die altaar geword. Waar Dawid offers gebring het Christus die volmaakte offer geword. Dit beteken dat ons vandag nie meer hoef bang te wees vir God se oordeel nie. Ons kan met vrymoedigheid na God kom, want Christus het die prys betaal. Wat my altyd van Dawid tref, is sy hart. Hy was nie volmaak nie. Hy het gesondig, groot sondes partykeer, maar hy het altyd teruggekeer na God. Hy was 'n man na God se hart, omdat sy hart opreg was in aanbidding. Ons lees in die psalms, Dawid kla, jubel, dans, sing. Hy hou niks terug nie. Hy bring sy hele hart vir God. Hy sê in Psalm 27 vers 4, Een ding het ek van die Here begeer, dat ek al die dae van my lewe in die huis van die Here mag woon. Hy aanbid met vrymoedigheid. Hy dans voor die ark van die Here sonder skaamte. Hy weet, aanbidding is nie net 'n ritueel nie, maar 'n hart wat oorloop van liefde vir God. Jesus vat hierdie waarheid verder in Johannes 4, wanneer hy vir die Samaritaanse vrou sê, die uur kom, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so sal aanbid. Wat beteken dit? Nie 'n plek nie, maar 'n persoon. Dawid het ontdek dat God nie net in Gideon se tabernakel is nie,
maar dat God homself openbaar in Arauna se dorsvloer. Jesus bevestig dit. Aanbidding is nie gebind aan 'n berg of 'n tempel nie, maar aan die Vader self. In gees en in waarheid. Ware aanbidding kan nie 'n ritueel wees of 'n tradisie nie. Dit is 'n hart wat opreg is. 'n Gees wat deur Christus vernuwe is. Die Vader soek aanbidders. Dit is nie net ons wat God soek nie. Die Vader self soek mense wat hom aanbid. Hy verlang na jou hart, jou lof, jou eerlike teenwoordigheid. Hoe raak dit ons vandag? Baie van ons dra vrees. Vrees vir finansies. Vrees vir siekte, vrees vir die toekoms. En hierdie vrees kan ons lam maak. Maar Dawid se vrees het hom na God gelei. As ons vrese na Christus bring, word dit 'n deur na vrede. Hy verander ons vrees in geloof. Dawid se vrees het hom na die altaar van genade gelei. En net so lei ons vrees ons na Christus, die volmaakte altaar en tempel. In hom vind ons vrede, versoening, vrymoedige toegang tot God. Mag jy vandag weet jou dorsvloer, jou plek van vrees, kan die plek word waar jy God se genade kan ervaar. Soos Dawid, kan ons met ons hele hart voor God kom. Met ons vreugde en ons trane, ons vrees en ons hoop. En soos Jesus sê, ons aanbid nie net deur rituele nie, maar deur 'n opregte verhouding. Wanneer jy bang is, soos Dawid was, bring dit na God toe. Wanneer jy bly is, sing dit uit. Wanneer jy skuld dra, bring dit na die kruis. Ware aanbidding is om jou hele lewe voor God te bring, in gees en in waarheid. En hier is die mooiste deel. Ons aanbid nie 'n ver af God nie. Ons het 'n Vader, 'n Papa wat ons liefhet. Hy soek jou aanbidding nie omdat hy dit nodig het nie, maar omdat hy jou liefhet en hy jou naby hom wil hê. Dawid het dit geweet. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En Jesus leer ons bid, ons Vader wat in die hemel is. Jy het 'n Vader wat jou liefhet, wat jou vrees in vrede verander, jou dorsvloer in 'n altaar, jou skuld in genade. Hy is nie net die Almagtige nie. Hy is ook jou Papa. Kom ons bid saam. Papa, ons kom vandag voor U, as kinders wat U nodig het. U weet hoe ons harte soms swaar is, hoe ons vrese ons vasdruk, en hoe ons mislukkings ons laat voel, asof ons ver van U af is. Daar is tye dat ons dink ons kan onsself nie kan vergewe nie. En dan voel dit asof U ver is, of ons te bang is om weer voor U te verskyn. Maar dankie dat U nie wag met 'n swaard om ons te vernietig nie, maar met 'n vaderhart om ons te ontvang. Dankie dat U ons uit 'n plek van vrees neem en ons bring na 'n plek van vrede.
Dankie dat U ons leer, dat ons foutes en ons sondes is nie 'n versperring nie, maar 'n uitnodiging om terug te keer na U toe. Here, raak elke luisteraar vandag aan. Gee hulle die vrymoedigheid om hulle vrese en hulle mislukkings vir U te bring. Laat hulle ervaar hoe U genade groter is as enige skuld, dat U liefde sterker is as enige vrees, en dat U teenwoordigheid die grootste skat is wat ons kan hê. Ons bid dat U ons sal leer om ware aanbidders te wees. Aanbidders wat U in gees en waarheid dien, met opregte harte en vernuwe gees. Help ons om soos Dawid te wees, eerlik, opreg en altyd terug te keer na U, ongeag ons foute. En Papa, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons vrese in vrede verander, ons skuld in genade en ons onsekerheid in sekerheid. Mag ons hierdie week leef met die sekerheid dat ons nie 'n ver af God aanbid nie, maar 'n Vader, Papa wat ons omhels en ons dra. Ons gee aan U al die lof en al die eer. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.